Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale bediening. Welkom ook by ons ekologie reeks. Ons is by week 3 van 4 en ons gaan vandag 'n bietjie praat oor orde en chaos. En ek weet elkeen van ons het 'n ander verhaal, kan op 'n of ander manier relate met die konsep van chaos. Ek dink nou aan toe ons kinders was op skool, was daar 'n stadium waar ek en my broer en my suster elkeen in 3 verskillende skole was. My suster was in Hoërskool Monument, ek in Hoërskool Noordheuwel, my broer in Laerskool Kenmare. En in die oggende om al 3 kinders by 3 verskillende skole uit te kry was absolute chaos gewees. Dit is lunchboxes wat gepak moet word. Dit is om al 3 kinders deur die bad te kry en ja, daai schoolruns was net chaos gewees. Miskien het jy ook in jou huishouding partykeer sulke forme van chaos gehad. As jy sleutels soek op nommer 99, dan is dit nooit waar mense die laaste keer gelos het nie. Maar partykeer kan chaos ook bietjie dieper tref, nê. Ons weet van groot wêreldrampe, mense wat aardbewings ervaar of vloede of een of ander groot natuurramp wat ook hierdie chaos beleef op 'n groot skaal. Partykeer kan chaos ook diep tref wanneer jy dalk 'n persoon, geliefde persoon afstaan aan die dood en jy op 'n stadium in jou lewe net hierdie gevoel van chaos ervaar. Nou alhoewel chaos vir elke liewe een anders is die een gevoel wat dit by 'n mens meebring of 'n gevoel wat dit by 'n mens opbring oral dieselfde, en dit is die gevoel van magteloosheid. Wanneer jou omstandighede jou tot op 'n plek bring waar jy net oorweldig en magteloos en moedeloos begin voel. Dikwels wanneer ons chaos ervaar, dan is dit in 'n plek waar ons nie in beheer is nie, waar ons nie die omstandighede kan beheer nie. As ek nou 100% eerlik is dit nou al die 3de keer wat ek hierdie video opneem. Van die eerste 2 kere was dit chaos geweest. Die omstandighede buite my beheer, omstandighede waarmee ek nou maar vrede gemaak het. Ek weet nie of julle dit kan hoor nie. Ek weet ek gaan dit nie uitgeëdit kan kry nie, maar die man wat 'n paar huise daai kant toe blare blaas. Ek dink daai huis het net bome, het nie een immergroen boom nie. Hulle het net bome wat die meeste blare ooit laat val. En hulle het op die mark gegaan, op Google het hulle die mees rasigste leafblower gesoek en die enetjie toegekoop. Ek het die beste in my vermoë gedoen om te deel met die leafblower, daar's wat raas. Ek kry dit nie uit nie. Ons gaan nou maar net in die chaos van die leafblower moet luister. Ek gaan nie die video vir 'n 4de keer weer probeer opneem nie. En ek kan ook nie by die ou uitkom om te vra om net sagter te sit nie. So wanneer dinge buite ons beheer is, wanneer ons omstandighede ons oorweldig, dan klassifiseer en definieer ons dit as chaos. En ons gaan praat in ons ekologie reeks oor orde en chaos, want dit is iets wat in die antieke nabye Ooste of in die Bybelse tyd 'n ander betekenis gehad het. Ek dink vandag internaliseer ons chaos as hierdie gevoel van magteloosheid, dat 'n mens, maak nie saak wat die omstandighede is nie, of dit nou iets groots is en of dit nou iets meer trivial is, ons almal ken hierdie gevoel. En partykeer, ek dink ook in die tyd wat ons leef, in die tydgeef waarin ons leef, waar ons partykeer oorweldig is met kalenders en soveel dinge wat aangaan, waar ons ook blootgestel word aan nuus op 'n baie groter skaal as in die verlede, kan ons partykeer baie klein voel, baie magteloos voel. En in die antieke nabye Ooste het hierdie konsep van chaos so klein bietjie anders gelyk, maar ek dink tog, as ons gaan kyk na die verhale van mense wat deur chaos gegaan het, kan dit ons help ook in ons verstaan van chaos vandag. Nou, hoekom praat ons oor chaos in ons ekologie reeks hier in week 3? Ons het laasweek bietjie gepraat oor eienaarskap en om eienaarskap te neem van jou eie lewe, en wat dit uiteindelik ook behels is om orde te skep. En ons gaan bietjie kyk na hoe die daad van om orde te skep binne in die chaos, om eienaarskap te neem, ons kan help na 'n pad van vrede toe. En om ons daarmee te help, gaan ons kyk na Jeremia 29, maar voordat ons lees, wil ek net gou 'n paar dinge uitlig oor wat chaos beteken het in die wêreld van die Bybel, spesifiek met betrekking tot die skepping en tot die natuur. So in die Ou Testament was daar 'n paar
beelde of konsepte wat te doen gehad het met chaos, spesifiek in terme van die skepping. Die eerste is, soos julle kan onthou in Genesis 1, word daar van die oerwater gepraat. Dit is die massas waters voor die skepping, voordat God geskep het, die massas onbeheerbare waters. Die tweede ding is die see, as hierdie onbeheerbare mag. Daarom is dit so kosbaar as ons hierdie prentjie van die Ou Testament in het van die see as 'n onbeheerbare massa water, waar Jesus dan die storm kom stil maak, waar Jesus kom loop op die water, dan sê dit vir ons, God is die Here bokant die chaos, wat orde kan skep, wat verhewe is bo die chaotiese magte van die wêreld. Dit waaroor mense nie mag het nie, het God wel oor mag. Dan ook goed soos droogtes, dood, onvrugbaarheid. Dit was ook chaos magte gewees in daardie wêreld. Politieke vyande, oorlog was ook geassosieer met hierdie konsep van chaos. So al hierdie dinge is groot dinge buitekant die beheer van die mens wat chaos behels. Wat ook hierdie gevoel van magteloosheid, van wanorde uiteindelik dan meebring. Verder ook die ineenstorting van 'n koningskap, breek van tempels, gemeenskappe wat verwoes word, juis wat ons vandag nog gaan kyk aan die hand van die ballingskap. So met ander woorde, waar daar ook wanorde is, waar die mens ingekom het, orde geskep het en daai orde weggevat word, kan ook gesien word as chaos. Met ander woorde, enige situasie waar lewe nie kan floreer nie, word gesien as magte van chaos. Nou, dit is interessant hoe ons vandag as ons dink oor die skepping, dan vra ons materiële vrae. Hoe het die wêreld tot stand gekom? Wat was die elemente? Ons is nogal baie westers in daai konsep. Maar in oosterse denke het hulle ander vrae gehad. Hulle het gevra, hulle het eerder vrae gehad soos hoe het die aarde die vorm van orde geneem sodat lewe kan floreer. Hierdie balans, wat het gemaak dat hierdie chaos getem was om orde te skep sodat lewe kan uiteindelik floreer. Nou, ons gaan kyk na Jeremia 29, die bekende brief van die ballinge. Nou wat gebeur het is, Israel is weggevoer in ballingskap in 586 plus minus voor Christus, en wat gebeur het is, hierdie groot wêreldmag met die naam Babel, het daar in Jerusalem ingevaar, en hulle het die gemeenskap verwoes, hulle het die tempel afgebreek, en hulle het die sogenaamde elite van die samelewing, die koning, die koningin, moeder, paleisamptenare, die bouers, die mense wat basies in beheer was, en wie se werk dit was om orde te handhaaf, om orde te skep, was weggevoer in ballingskap in. En hulle vind hulle daar in Babel, en hulle voel magteloos, hulle voel oorweldig, hulle voel moedeloos. Wat kan hulle nou doen in hierdie situasie waarin hulle is? Hulle is onderworpe aan hierdie groot mag, hulle is op 'n vreemde plek, hulle is nie meer in beheer nie, hulle het beheer verloor, en hulle raak moedeloos. Hulle gaan sit daar op een plek, en hulle gaan eintlik om te vergaan. Dis die een kant, en die ander van hulle sit en wag. Hulle wag vir beter dae, hulle wag dat hulle omstandighede beter gaan word. Hulle doen met ander woorde niks nie. Hulle leef nie hulle roeping uit nie, want hulle sit daar in chaos, voel magteloos, voel moedeloos, en hulle sit letterlik en wag vir beter dae. Dan kry hulle hierdie brief wat vir hulle geskryf word in Jeremia 29. So voordat ons lees, kom ons sê dankie vir die Here vir sy woord. Hemel Vader, dankie dat U vir ons U woord kom preserveer het deur al die eeue, deur al die chaos. Is dit die een konstante in die lewe waarop ons kan staatmaak, is die belofte van U teenwoordigheid en die leiding van U woord. Gee Here dat ons ook hierdie woord vandag sal ontvang in nederigheid, in afhanklikheid en in leerbaarheid, dat ons ook daaruit sal gaan leef tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die res van die oudstes in ballingskap en na die priesters, die profete en die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel. Nadat koning Jegonja, die koninginmoeder en die eunugs, die hoë amptenare van Juda en Jerusalem, die vakmanne en metaalwerkers reeds uit Jerusalem vertrek het, deur bemiddeling van Jelassa seun van Safan en Gemaria seun van Gekia,
hulle wat deur Sedekia, koning van Juda, na Babel, na Nebukadneser, die koning van Babylonië gestuur is. So sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en bewoon dit. Plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en kry vir julle seuns vroue en gee julle dogters aan mans sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad waarin ek julle in ballingskap laat gaan het en bid tot die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Ek wil begin om te sê wat hierdie brief nie is nie. Hierdie brief is nie 'n boodskap wat sê, sit daar in Babel rustig en wag. Ons gaan 'n plan maak, ons gaan julle terugbring. Dit volg wel later in Jeremia. Later in hierdie hoofstuk en die volgende hoofstukke is daar die belofte van die terugkoms, dat God uiteindelik die volk gaan verlos uit Babel uit. En ons weet ook dit gebeur. Hulle kon teruggaan Jerusalem toe 'n klomp jare later. Maar in plaas daarvan om hulle te sê, alhoewel dit weer gaan gebeur, moenie daar sit en wag en vergaan en tot niet gaan daar waar jy is nie. Die tweede ding is, moenie dit rustig vat en kalm wees en jy weet hierdie sien as 'n vakansie of as 'n wegbreektyd nie. Alhoewel hulle daar in 'n plek was waar hulle absoluut mismoedig was. Hulle was teen die vloer, hulle was nou net verpletter. Hulle het alles, letterlik alles verloor. Maar wat het hulle nie verloor nie? Hulle het nie hulle roeping verloor nie. Hulle is nog steeds, onthou roeping is identiteit. Dit is nie 'n job description nie, dit is wie jy is. Hulle is nog steeds God se volk, daar in ballingskap. Al het hulle omstandighede verander, al is hulle in chaos, dit verander nie hulle roeping nie. Hulle is nog steeds God se volk en hulle roeping is nog steeds waardig. Hulle roeping is nog steeds geldig. So hierdie brief is nie 'n troosbrief om te sê moenie worry nie, alles gaan oukei wees, vat dit rustig, wees kalm nie. Dit is eintlik 'n brief wat hulle aanspoor om te sê maar gaan leef jou roeping uit binne in die chaos waar jy is. En dan die spesifiekheid van die brief is woorde van orde. Die teenmiddel, so uiteindelik, ek weet ons het gesê in die begin, die tema is orde en chaos, maar ek dink eintlik hoe meer ek hieroor dink, is dit vir my meer chaos teenoor vrede. Miskien is die teenoorgestelde van chaos nie orde nie, miskien is die teenoorgestelde van chaos vrede. En orde is die werkwoord. Dit is die middel na vrede toe deur die chaos. So wanneer ons in chaos ingaan in ons lewe, of dit nou intern is, of dit nou goed is wat binne in ons woel, of dit nou omstandighede is wat buitekant ons beheer is, dan ontwrig dit ons. Ons voel magteloos, ons voel buite beheer. Ons het nie vrede nie. Ons het nie vrede met waar ons is of wat aangaan of binne in ons is daar konflik. Nou die middel tot vrede, as vrede dan nou die teenoorgestelde is van chaos, is orde. Want hulle kry hierso instruksies van hoe om orde te skep, om tuine te plant, om kinders in die lewe in te bring, om meer te word nie, om minder te word nie, om vrugbaar te wees. Alles die teenoorgestelde van chaos, 'n manier van orde skep na vrede toe. Nou, hulle word eintlik geroep om te heers, om eienaarskap te neem van waar hulle is. En ons het al so 'n bietjie gepraat oor hierdie konsep van heers, om eienaarskap te neem, en ons moet weer eens nie die fout maak hier om te dink dat om te heers is hierdie onafhanklike ding wat ek self doen nie. Om te heers is eintlik net 'n baie doelbewuste besluit van deur wie word jy gelei. Jy kan kies, dit is waarin die heers lê. Jy kan kies. Gaan jy deur jou vrees, wat chaos is, gelei word, of gaan jy deur geloof gelei word? Gaan jy deur jou bitterheid, dat jou bitterheid oor jou heers, of gaan jy God se troos laat oor jou heers? So hulle moes hier besluit het, daar in Babel, wat gaan oor hulle heers?
hierdie omstandighede, hierdie ballingskap waarin hulle is, of gaan hulle dat hulle roeping oor hulle heers en uit hulle roeping uitleef. En dit is die instruksie wat hulle kry, is leef uit julle roeping uit. Laat julle roeping, wie julle is, kinders van God, laat dit die mag is wat julle lewens bepaal, wat julle geluk bepaal. God heers, nie Babel nie die chaos nie. En dit hoor ons eintlik reg deur die Bybel oor God wat die heerser is oor alle magte, soos wat hierdie teks ook sê. Die heerser oor alle magte kom en sê, daar is geen wêreldmag, geen gesag, geen chaos groter as God nie. En dikwels wanneer ons in chaos is, dan is ons bang. Ons probeer ook self. Ons probeer om hierdie magte te oorkom wat ons eintlik glad nie kan oorkom nie. In plaas daarvan om God se hand daarin raak te sien, God te vertrou dat hy die een is wat verligting sal bring. Hierdie beeld van om 'n tuin te plant in Babel, dink ek is iets wat ons ook kan tuismaak in ons eie lewens. Wanneer jy weer in 'n oomblik van chaos is, met ander woorde 'n gevoel van magteloosheid ervaar, is ons dikwels op pad dadelik om te sê, wel, ek voel oorweldig, ek voel magteloos, dinge is te veel, ek moet ontsnap, ek moet wegkom, ek moet dit rustiger vat. Ek wil jy net vir 'n oomblik bietjie net dink aan die alternatief. Wat as jy nie noodwendig moet weghardloop of moet ontsnap van die chaos nie? Want die chaos gaan nog steeds daar wees as jy terugkom. Jy weet, dikwels doen ons dit. Ons voel oorweldig, ons voel uitgebrand, ons vlug. Ons gaan weg vir 2 weke, ons is in die Bosveld. En dan is dit great, wanneer ons daar is, ontspan ons. Maar as ons terugkom, is die chaos nie uitgesorteer nie. Wat as jy in die chaos geroep kan word om vrede te bring, om orde te bring? Nie om weg te hardloop nie, maar om juis eienaarskap te neem, in te klim. Nou, wanneer ons in hierdie omstandighede is dit belangrik om te onthou, jy kan nie alles vermag nie, maar jy kan iets doen. Selfs met hierdie mense wat in ballingskap in Babel gesit het. Hulle kan nie die Babiloniese ryk oorweldig en 'n militêre opkom sê om hulle te overpower en oor te draai nie. Hulle kan nie dit doen nie. Maar wat kan hulle doen? Hulle kan tuine plant. Hulle kan bid. Hulle kan voortplant, hulle kan vrugbaar wees, hulle kan kinders in die wêreld inbring. Hulle kan die belange van die stad bevorder. Dis wat hulle kan doen. Hoor, die instruksie van orde lê nie buitekant hulle vermoëns nie. En dit is ook baie belangrik dat ons dit moet hoor vandag. Wanneer God ons bemagtig om orde te bring in die chaos, dan gee hy vir ons goed wat ons kan doen. Nie goed wat buitekant ons vermoë is nie. So dink bietjie, wat is daar wat jy kan doen om orde in jou lewe in te bring? Jy weet, in elke liewe een van ons kaste, ek weet nie van julle nie, maar die Tupperware kas is altyd die kas van chaos. Daarso is deksels vir bakkies wat lankal nie meer bestaan nie. Dit is altyd te dink van, as jy die deur oopmaak, weet jy iets gaan uitval, en om die goed in die regte, dit is 'n Tupperware kas is chaos. As jy dit reg kry dat jou Tupperware kas nooit chaos is nie, laat weet my asseblief. Maar al wat jy uiteindelik kan doen is om in te gaan, alles uit te haal en stuk vir stuk reg te pak. Om nou jou hele huis te verkoop en te sê daar's nie 'n manier wat ons ooit weer orde in hierdie kas gaan hê nie. Dit is moedeloos, dit is magteloos, dit is buite ons beheer. En gewoonlik as ons daai kas oopmaak en ons sien die chaos, dan voel dit so. Ons kan nie 'n uitkoms sien nie. Maar daar is ietsie wat ons wel kan doen. So ek wil jou uitnooi, dink bietjie oor jou lewe. Dink bietjie oor jou kalender, dit waarmee jy besig is, die mense in jou lewe. Die mense oor wie jy ook eienaarskap moet neem, die verhoudings waaroor jy moet eienaarskap neem. Wat is die tuin van jou hart? As jy nou moet dink oor 'n tuinplant in Babel, dink oor jou hart se tuin. Wat is die bossies wat jy moet uittrek? Waar moet jy meer water gee? Wat is in die middel van jou tuin, die fokuspunt wat alles in stand hou? Wat is daar te veel van in jou hart se tuin? Wat is daar te min van wat jy meer in moet insit? Elkeen van ons word geroep
juis in tye van chaos. Ons word geroep om orde te bring, want ons is bemagtig met daardie skepingsroeping om orde te kan bring in die chaos. Maar ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het nodig om ons Hemelse Vader se hand te vat, om ons Skepper te vertrou om saam met ons hierdie pad te stap. En wanneer jy magteloos en oorweldig voel, vra net vir jouself, wie is in beheer van jou lewe? En as die antwoord is jouself, dan gaan jy so voel. Maar wanneer jy oorgee en God vertrou en onthou dat jy geroep is as 'n kind van God om orde te bring, om vrede te bring, daar's iets wat jy kan doen. Jy kan nie alles doen nie, maar daar's iets wat jy kan doen. So kom ons gaan in hierdie wêreld in, 'n wêreld wat ek dink oorweldig is met chaos, waar daar soveel dinge is wat gebeur, soveel mense wat magteloos voel. En kom ons bring die vrede. Kom ons leef ons roeping op so 'n manier uit, dat mense kan sien, ons aanbid 'n Skepper wat in beheer is, wat aktief teenwoordig is by sy mense in sy skepping, wat eienaarskap neem, wat mense bemagtig, hulle versterk en vir hulle 'n roeping gee om 'n roepingswaardige lewe uiteindelik te kan leef. Ons vra die Here om ons hierin te help. Hemelvader, waar ons dikwels oorweldig voel deur die chaos van die lewe, wil ons vandag kom onthou dat U in beheer is, dat U heers, dat U die mag is bo alle magte en dat daar geen mag is wat U kan oorweldig nie. Gee Here dat ons op U sal vertrou, onsself gee om deur U gerig en gelei te word, dat ons eienaarskap sal neem van die chaos waarin U ons inroep, maar dat ons sal onthou, ons is nie alleen nie, dat ons nie oorweldig hoef te voel nie, dat ons kan weet, ons het vrede in U teenwoordigheid. Amen.